Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd vir volgende krantbesprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre van 'n baie windige Port Elizabeth. Doreen, ons begin vanoggend met die Knysna moorde. Ja, Knysna is in die nuus deesdae vir al die verkeerde redes. As jy kan onthou, vroeër die maand is die voormalige burgemeester doodgeskiet. Dit is Aubrey Tsengwa en die volgende dag nog 'n voormalige raadslid en 'n taksibaas. Nou maandag was die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia in Knysna gewees om met die gemeenskap te kom praat. Daar is baie meer polisie ook op die toneel wat besig is om te kyk wat hier aangaan. En gister het 'n polisiekaptein onder skoot gekom en hy en 'n verdagte is albei dood na 'n oor en weer skietery. So alle dinge is nie lekker pluis in Knysna nie en daar kan nog nie gesê word wat die motiewe hier is nie, hoewel dit blyk dat dit het iets wat te doen met die taksiebedryf en met politiek. Nou, 'n mens wil al die gevoel kry dat daar iewers 'n sluipmoordenaar beskikbaar was en iemand in Knysna hulle toe gebruik het. Maar ja. Ons moet 'n bietjie verder gaan. Ons praat oor die Suid-Afrikaanse boer. Hierdie is 'n ontsettende ontstellende berig. Die Suid-Afrikaner wat werk in die FSA wat daar boer en wat nou gearresteer is. Ja, dis 'n Suid-Afrikaanse boer. Hy is oorspronklik van KwaZulu-Natal. Sy naam is Marshall Meyer. Hy is 45. Hy is verlede jaar in hegtenis geneem deur 'n lokval wat Homeland Security vir hom opgestel het. So hy het gedink hy praat met 'n 13-jarige kind en dis toe al die tyd 'n agent. En hy het toe nou vroeër vanjaar, ek dink Mei maand, het hy skuld erken. En hy is toe nou van dese week gevonnis op hierdie ernstige dade vir die besit en verspreiding van kinderpornografie. Hy is tot 12 jaar tronkstraf gevonnis. Hy moet 'n boete van $20,000 betaal. Daarna sal hy 5 jaar korrektiewe toesig hê en dan eers sal hy kan toegelaat word om terug te keer na Suid-Afrika. Doreen, dit is goed dat mense vasgetrek word of hoe? Ja, ek wil glad nie om verskoning vra omdat ek hierdie gruisame stories uitlig nie. Ek is 'n aktivis vir geslagsgeweld en kindergeweld en ek dink is belangrik dat ons hierdie sake moet uitlig. Ons moenie wegskram daarvan af nie. Dit is realiteit en ja, dit is altyd goed om te sien dat hierdie manne aan die pen gery word. Dan is daar 'n gemeenskap wat geprys word vir hulle dissipline. Ja, hierdie is in 'n informele nedersetting in Port Alfred. Nou, soos julle weet, is ons gewoond aan gepepelreg in die gemeenskappe. Dit is 'n geweldige probleem, maar die polisie het nou hier in Port Alfred 'n daadwerklike poging aangewend om in die gemeenskap saam te werk om hulle te laat verstaan dat as hulle dinge volgens wet doen, is daar 'n beter kans vir oortreders om vervolg te word. So hier was 'n 78-jarige ouma wat 'n verdagte vasgetrek het, sy die gemeenskap bymekaar gebring en so het hulle hierdie man veilig en ongedeerd aan die polisie oorhandig. Hy is daarvan beskuldig dat hy haar kleinkind seksueel aangerand het. En die polisie is net so bly dat hulle samesprekings met die gemeenskap besig is om vrugte af te werp. Ek dink dit is belangrik dat ons al hoe meer hoor van gemeenskappe en polisie wat saamwerk vir geregtigheid. En mense wil daai geregtigheid sien en soos jy sê, die optrede van die gemeenskap moet geprys word, hoe hulle uit hulle pad uit ook gaan het om met die polisie te steun om die verdagte vas te trek. Ons verwys altyd na polisie en gemeenskappe wat soms nie saamwerk nie. En waar daar hartverskeurende dinge gebeur omdat die twee partye nie saamwerk om misdaad te bekamp. Dit is goed om te sien dat daar hier ook nou sukses is. Soos wat daar in woonbuurte reg oor Suid-Afrika is dit goed om ander woonbuurte, is dit goed om te weet dat gemeenskapspolisieering op hierdie stadium daai vlak bereik het waar gemeenskappe nie reg in eie hande neem nie, want dit is 'n baie emosionele kwessie hierdie. So punte vir die gemeenskap en ons sal die saak dophou en hoop dat hierdie persoon wel ordentlik verhoor word. Dan moet ons praat oor die verskriklike tragedie in Pakistan by die hospitaal.
Ja, dit was regtig 'n baie tragiese storie in Islamabad in 'n hospitaal waar 'n brand uitgebreek het weens 'n elektriese kortsluiting in 'n lugverkoeler en 14 pasgebore babatjies het doodgebrand en dit is regtig baie tragies. Hulle sê die nooddienste het ure gevat om op te daag en stories van ouers wat hulle kinders verloor het met die BBC gepraat, onder andere een vrou het glo net geboorte gegee en dit blyk dat haar kind die enigste een is wat gered is. Sy het letterlik geboorte gegee, die brand het uitgebreek, sy het die kind gegryp en hulle het gevlug. So dit blyk ook dat die deure van hierdie maternity ward gesluit was, waarvan die ma's en die kinders was. En ook die owerhede, ek weet die hoof van gesondheid in Pakistan is ook tydelik geskort terwyl hierdie ondersoek nou geopen is. Dit is verskriklik hartseer om te dink dat wat half die gelukkigste tyd van jou lewe moet wees, so in 'n tragedie omskep word. Vir al hierdie ma's en families wat dit ook nie sien kom het en ons praat van die lugverkoeling wat foutief was, verstaan, en mens wonder Dorien of daai as mens na die ondersoeke kyk of so ongeluk voorkom kon word. Wel, dit is 'n staatshospitaal en ek wil nie namens hulle praat nie, maar daar is probleme in Pakistan. Dit is nie die eerste keer wat geboue en die veiligheid rondom staatsgeboue onder oog gekom het nie. Daar was al van tevore brande gewees. So dit is 'n probleem wat die regering moet aanspreek. Dorien, 'n mens moet in verwondering staan oor die tegnologie as dit kom by DNS-toetse. Ek hou van die volgende storie, dit is goed en sleg en ek is heeltemal gefassineer hierdeur. Nou dit is amper 25 jaar sedert 9/11 die terreuraanval in die VSA. Nou ek weet nie of julle geweet het nie, daar is 'n dedicated laboratorium wat voltyds werk daaraan om slagoffers se oorskot te identifiseer. Dis nou al na 25 jaar en hulle het nou van dese week vir die eerste keer in 'n jaar nog 'n slagoffer uitgeken deur 'n nuwe DNS-metode wat hulle noem stamlyn DNS-navorsing. En dit is die eerste keer sedert verlede jaar wat 'n slagoffer uitgeken is. Nou jy moet weet, hulle werk hierso met stukkies bene, en ander forensiese dinge wat oor die jare versamel is. En sedert hulle begin het in hierdie laboratorium, het hulle al 1654 slagoffers uitgeken. Nou die jongste persoon wat uitgeken is 'n vrou en haar familie het gevra dat haar identiteit van die media weerhou word. So ongelooflike werk wat hulle doen en ja, wetenskap en die bevordering is net, dit is fascinerend. Het is wonderlik dat families antwoorde kry. Ek dink daar's niks so verskriklik soos onsekerheid nie. So dis wonderlik dat families daarom antwoorde kry en weet waar hulle geliefdes is of waar hulle was op daardie dag. Dis hartverskeurend eintlik. Dan moet ons praat oor nog 'n voorval, 'n insident wat lank terug gebeur het. Dis nou amper 49 jaar gelede. Ons moet praat oor Steve Biko se familie wat steeds in die hof is en hulle sê nou hierdie is hulle laaste kans. Ja, dit het uitgespeel in die Kobega Hoërhof gister waar hulle aansoek om uitstel in die geregtelike ondersoek van die hand gewys is. Nou die Biko familie sê dat daar's baie redes daarvoor. Hulle het eers finansiële probleme gehad wat nou intussen opgelos is. Daar is duisende bladsye wat in Afrikaans is, wat hulle nou nog moet vertaal. En weet, die regter het gesê nee, hulle het presies geweet al vir 10 maande dat hierdie saak gaan voortgaan. Die regter sê van die 8 polisiemanne wat betrokke was by die ondervraging van Steve Biko, is daar nog net 2 wat lewe, albei is in hul 80s, en die regter voel dat hulle moet so gou as moontlik tipe van hulle geheue
en stories kom vertel en die familie wil dinge reg doen want hulle sê dit is werklik hulle laaste kans om uit te vind wat het regtig met Steve Biko gebeur in 1977 en vir die jonger kykers wat nie weet nie, hy is by 'n padblokkade in Gramstad destyds in hegtenis geneem. Hy's vir 24 dae aangehou by 'n polisiestasie in Port Elizabeth en hy is toe kaal en geboei na Pretoria vervoer waar hy toe uiteindelik gesterf het. So, ja, antwoorde. Ek dink soos Pierre ook genoem het, ons almal wil net antwoorde hê. Sekerheid. Ja, sekerheid. So. Dorien, oor na kinders wat bedel. Ja, daar's 'n 21-jarige matriekleerder van Gauteng wat nou opslag gemaak het. Hy het gevra vir donasies om geld te hê om na die matriekafskeid toe te kan gaan. Nou as jy sy lewensverhaal hoor, kan jy sien hier is 'n man wat weet hy moet hard werk vir wat hy wil hê en dis die eerste keer wat hierdie skool 'n matriekafskeid hou, maar die rede hoekom ek die storie wou uitlig is net oor die algemeen en ek weet nie of dit net 'n ding is wat ek sien in Kobbe gaan of dit by julle ook so is nie, maar op 'n Saterdag as die son skyn en jy ry in 'n hoofstraat af, dan het jy tussen jou twee voertuie het jy 'n hawelose persoon wat vra vir geld vir kos. Aan jou regterkant het jy 'n skoolkind in 'n skooluniform wat vra vir geld vir 'n hokkie of 'n kriekettoer en dan oorkant die pad het jy 'n klomp jong mans wat bedel vir drankgeld vir 'n bachelorpartytjie. So dit is vir my altyd wil jy regtig hê jou kinders moet tot daai uiterste gaan, om te moet gaan vra vir iets soos geld vir 'n toer, om te gaan netbal speel, of vir 'n outfit vir 'n matriekafskeid. Ja, ek moet vir jou sê, dit was nogals maar hartverskeurend toe ek hierdie jongman se storie lees, hoe mens met bedel vir 'n afskeid, jou soet, en is nie, hy vra nie vir miljoene nie, of verstaan dit, ek dink is iets soos R3,400 wat hy probeer insamel. En so die skool sê ook, soos jy gesê het, dis eerste keer wat hulle matriekafskeid hou, minder bevoegde kinders wat in hierdie skool is, hulle probeer help so ver soos wat hulle kan. Die skool het ook daarop gesê, hy moet asseblief nie sy skooldrag dra wanneer hy op die straat staan nie. Hy sê, ek dink nie hy gaan dieselfde hoeveelheid geld dan kry, indien die geval is nie. Dit is my hartseer as ons by punt kom waar ons kinders moet bedel vir, jy weet, matriekafskeid. En ek wil self gaan, jy weet ek en die kinders nie, maar as mens hoor hoeveel toere kos en hoe baie daar toere daar is, en hoe ouers onder druk is om jou kind te stuur op 'n toer, want sy nie op die toer gaan nie, dan sy sommer uit die span uit ook. Ek dink daar's nogals 'n groter vraag wat ons moet begin vra oor die hoeveelheid toere en wat verwag word van ouers as dit kom by skooltoere. Ek dink ouers is onder geweldige druk en veral as ek kyk na matriekafskeide. Ek het vroeër die week gesien op Facebook van 'n ma wat baie ontsteld was want haar dogter en 'n ander dogter het dieselfde rok gekoop en dit was nou 'n groot storie gewees en ek het net gedink dit is so onnodig, weet dis een aand en daar's net soveel druk op die ouers en as ons kyk na die ekonomie, ek dink net dat dinge dalk op 'n skoolvlak op 'n ander manier aangespreek moet word. Stel jou voor matriekafskeid dalk in jou skooluniform. Gril is so, ek sien jy gril so. Ja, ek dink perspektief is belangrik hier. Perspektief is, ja. Mense verstaan hierdie ou het baie moeilike tyd gehad. Hy's juis uit die Oos-Kaap uit weg van sy familie af, omdat hy in die Oos-Kaap 3 keer nie die jaar gemaak het nie en beter onderrig in Gauteng kry en sy ma stuur vir hom R1000 'n maand. Dit is dit. Ja. En hy bly hier en gaan skool hier. Dis hoekom hy 21 is en nou nog hier is omdat die stelsel hom gefaal het. Ja. So dan dink 'n mens 'n bachelor of 'n cricket-toer is dalk nie so belangrik nie, maar dis perspektief. Laaste enetjie, ons het 'n bietjie praat oor die Pink Panther van Italië. Kyk, hier is 'n man wat so gevaarlik is. Die polisie wil nie eers sê waarvoor hy in hegtenis geneem is nie. Hy het nou al 4 keer ontsnap van maksimum sekuriteitstronke. Nou die polisie in Spanje het hom nou vasgetrek. Hy het al ontsnap in België, in Italië. Die eerste keer het hy gesaag deur die metaal en toe het hy geabseil af teen die mure met lakens wat hy vasgeknoop het. Die tweede keer wat hy ontsnap het, het hy 'n menslike piramide gebou met sy medegevangenes om te kan ontsnap. En hulle het hom nou weer gekry met vervalste
dokumente. So jy kan sien op die foto, gewoonlik blur hulle jou gesig om jou identiteit te beskerm. Lyk my die man is so gevaarlik, hulle tot sy agterkop geblur. So ek weet nie wat hierdie man so gevaarlik maak nie, maar duidelik kan hy vir Thabo Bester 'n paar dinge leer. Sien, Pink Panther. Dorien, baie dankie vir die saamgesels met 'n heerlike dag verder hè. Dit is Dorien Loubser, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.